Goeiemôre en baie welkom julle wonderlike mense by nog 'n propvol en lekker program van Ontbytsake. Vandag kuier ons saam met die talentvolle aanbieder, sangeres en vrou met vele talente, Lia. Dis jy? Lia. Dis jy? Wat is ek? Hi. Hallo. Ja, dis Lekker om te lekker. praat. Dankie vir daai bekendstelling. Ons is lekker so met jou kuier, baie welkom. Dankie. Dis lekker om hier te wees. Lekker om terug te wees. It's been a while. My agbare kollega, goeiemôre ook aan. Kyk hoe mooi lyk jy. Dankie man, maar ons het die sonskyn suster hier by ons. Dit kan net goed gaan. Lia is ook binnekort by die Oppiefees lekker kuier in Benoni te sien en die organiseerder van die lekker Oosrand familiefees is ook hier om daaroor te praat. Ons gesels ook met professor Elaine Vlok van Clover Mama Afrika oor die besondere projek. En die persoon wat sake fokus bestuur is natuurlik my ander kollega Leon. Goeiemôre aan jou daaronder. David, goeiemôre. Lia, is heerlik om hier te hê. Ons sit maar ver geleë hier af. weg van alles af. Ek sing ook bietjie later saam met Lia, altyd lekker en ek bring natuurlik vir julle die sake fokus wat hoofsaaklik in die ooste van Pretoria is. My en David se Willie in hierdie week en soos altyd kuier hier ook 'n hele paar suksesvolle sakemense van oral oor. En natuurlik soos altyd is Corlie op haar pos in die kombuis. Goeiemôre kollegas, hallo Lia, welkom. Ek deel vandag nog 'n bitterlekker resep met julle. Ek maak 'n heerlike geroosterde koninklip met 'n geurende en kraakvars granaat en olyfslaai wat ek bedien saam met 'n heerlike Chenin Blanc van Bergsig. En om die span volledig te maak is my kollega Annika natuurlik op haar pos. Goeiemôre Davie en span. Nou vandag lyk die weersake 'n bietjie anders. Ek gesels met professor Landman en hy gee vir ons 'n mediumtermyn weervoorspelling, maar moenie bekommer nie, ek gaan vir julle ook 'n gewone weervoorspelling op ons sosiale media blaaie en op ons webtuiste laai. So gaan kyk daar en in landbousake kyk ons na alpaka wolprodukte. Sien julle, lekker vol program. Kom ons skop af met die weer. Jou lewe lank bestudeer jy die weer, die grond, mense en vooruitgang. Alles dui op een ding. Sonder mekaar kan ons nie. Soos julle nou reeds gehoor het, gaan ek met professor Willem Landman gesels van die Universiteit van Pretoria. Goeiemôre professor, dit is heerlik om jou weer hier by ons in die ateljee te hê. Goeiemôre Annika, dis altyd 'n voorreg. Ek is so opgewonde, ek val skoon oor my woorde. So voordat ons begin om te praat oor die seisoen wat nou voorlê, wil ek net eers vir 'n oomblik stop by die seisoen wat verby is. Dit was taamlik te mekaar hierdie somer, die reën het laat gekom, toe kom die reën uiteindelik en toe wil dit amper nie ophou nie, het dit gevoel. Vertel vir ons, wat het hier 'n rol gespeel? Deur mekaar, maar net soos ons voorspel het. Ons het gesê die seisoen gaan stadig begin. Ja. En een van die redes hoekom 'n seisoen baie keer stadig begin, is die afwesigheid van hierdie sogenaamde geelperske weer wat ons in November baie keer al begin kry. En ons het nie dit regtig gesien hierdie jaar nie. Ons het nie daai koneksie tussen die tropiese weer en die middelbreedte stelsel weer mooi gesien in die November maand wat ons dit gewoonlik sou kry in 'n nat seisoen nie. Maar toe ons hier in middel Desember begin inkom, toe begin die reën los trek en dit het basies omtrent vir 'n maand aan mekaar gereën voordat ons weer 'n bietjie kon asem skep. Dit is die waarheid. Goed, nou dankie daarvoor. Nou kom ons fokus nou op die winterseisoen wat nou voorlê en dan is ons fokus natuurlik veral ook op die Wes-Kaap wat ons winterreënvalgebied is. Maar sê vir ons, waarom is dit moeilik om vir ons winterreënvalgebied 'n seisonale voorspelling te maak? Veervoorspellings werk baie goed daar. Nee, ons weet die fronte se voorspellings werk goed. Maar wanneer ons praat van seisonale voorspellings, dan werk ons met 'n heeltemal ander perd hierso. En ons moet in seisonale voorspellings besef dat die rede vir ons sukses is die invloed van tropiese en subtropiese weer. En die Kaap is ver daarvandaan. Dis meer middelbreedte weer en daai tipe van weer wat meer kortstondig, in Engels transient is. Dit maak die voorspelling vir die Suidwes-Kaap op 'n seisonale skaal nie onmoontlik nie, maar definitief baie meer uitdagend. So nou met dit in gedagte, hoe lyk die winter se seisonale voorspelling vir die Wes-Kaap spesifiek? Ja, ons is nie baie positief oor 'n goeie reënseisoen daar nie, maar soos ek gesê het, mens moet maar 'n bietjie wag om te sien, miskien bietjie dalk nader in die seisoen. Ek dink miskien nog oor 'n maand of wat, sal ons bietjie meer vertroue hê oor ons stellings vir die Suidwes-Kaap. Vir die Suidwes-Kaap. En vir watter dele van Suid-Afrika en vir watter seisoene is ons beter met die seisonale voorspellings? Dit is definitief die beter tyd vir midsomer.
Die lentevoorspellings is al klare uitdaging. Ja. En die midsomer is goed en is veral hier oor die noordoostelike dele, die Limpopo-vallei. En dan ook die noordelike dele van Namibië. Daar's so 'n area waar seisonale voorspellings regtig goed werk. Okay, dit is goed om te hoor. So mense kan altyd nog steeds kyk na die seisonale voorspellings. En wanneer raak dit dan veilig om te begin kyk na die seisonale voorspelling vir die einde van die jaar? So met ander woorde, die volgende somer, gaan dit 'n El Niño of 'n La Niña wees? Ons kan hier in ons winter begin kyk wat sê El Niño en La Niña voorspellings. Ons kan nou al begin kyk, maar dit is 'n bietjie riskant om nou al te waag om te sê gaan daar 'n El Niño of 'n La Niña kom. Wag tot ons so in die winter is. Maar as ons wil sê wat gaan die reën maak, moet ons eers hier by September of Oktober dalk baie keer eers kom om te weet wat gaan hier in die midsomer met ons gebeur. Goed. Professor Willem Landman, dankie. Dit is altyd 'n fees om met jou te gesels en ons sal definitief later die jaar dan weer gesels oor wat ons kan verwag vir einde van die jaar se El Niño of La Niña voorspelling. Dit was dan professor Willem Landman. Landbou sake is net hierna en ons kyk na nog 'n interessante boerdery. Dit is alpaka wolprodukte in die Parel, ook aan ons gebring deur Laveld Agrochem. Bestudeer jy die weer, die grond, mense en vooruitgang. Alles dui op een ding. Sonder mekaar kan ons nie. Ek kom oorspronklik van Namibië af. My ouma het hier in die area gebly en ek is oorspronklik eintlik 'n kleinwerker, so ek het my ambag oorsee geleer in Duitsland. En ja, ons my vrou en ek, ons het in 2002 hiernatoe gekom. En ons het maar, toe ons gekom het ons begin om te kyk wat kan ons doen. En aan die begin het ons maar soos elke een dit doen, maar met 'n paar skape begin, met 'n paar beeste. Ons het varke gekoop en so het ons basies begin boer. Toe ons rondgekyk het ons op 'n landbouskou het ons al oor hierdie lieflike diere gekom, die alpakas. So dit was in 2004 en ons het gou besef eintlik is dit 'n goeie manier om te boer, om op 'n klein stuk grond het jy 'n waardevolle dier wat jy kan gebruik waarmee jy kan boer. En ons het baie gou besef wat jy boer moet jy ook voer. So op 'n klein hoewe is nie baie kos nie. So ons het rondgekyk, ons het 'n paar goeie beginsel gehad. Ons het die moontlikheid gehad om nou waste te kry van 'n chips factory af, wat ons in die begin baie goed gehelp het om aan die gang te kom, om 'n bietjie voer te hê vir die diere. En ons het taamlik gou na 250 kalfies opgebou wat ons nou met die bottel groot gemaak het en basies groot gemaak het om weer te verkoop. Maar in 2009 het ons ook 'n goeie opportunity gekry waar ons nou die weefopset van 'n vrou oorgeneem het wat ook 'n paar alpakas gehad het en sy het 'n paar mense opgelei om nou produkte te maak van die wol van die alpakas en so het ons basies meer in die verwerking van die produkte gegaan. En daarvan af het ons basies die naam Alpaca Loom gekry. So loom is 'n weefstoel, maar van 2009 af het ons basies die wol begin verwerk. En aan die begin het ons die produkte gehad natuurlik, jy verwerk die wol, maar ons het taamlik gou besef, jy het 'n produk, maar jy moet dit ook bemark. So dis altyd daai probleem. Jy begin iets en die volgende stap kom en die volgende stap kom en toe begin ons markte toe gaan. En dis waar ons nou basies begin het die eindproduk van die dier, van die alpaca te bemark.
Sy het so 'n sonskyn persoonlikheid soos die kleur wat sy aan het. Dit is heerlik om jou hier te jy helder letterlik alles op. Ag, dankie. Weet jy doen So dit? ek wil net dan meer tyd saam met julle Dis spandeer. Dis van- baie goed vir my gemoed, hoor. Maar kom gerus weer terug want weet jy ek het jou laas gesien by die onderneming van die jaar Ja. kompetisie. Nee, dit voel soos eeue gelede, maar ek onthou dat jy een van ons kykers se gunstelinge was. Jy was genomineer as een van die gunstelinge. Onthou jy nog dit? Nee, ek onthou dit verseker want ek was so verbaas. Ek sê dankie dat julle daarom so 'n bietjie van my hou en van my geselsies hou. En wat 'n groot voorreg. Mens verwag nooit 'n nominasie vir enigiets of 'n toekenning of ietsie, maar wanneer jy so 'n erkenning kry, dan sit jy, wow, okay, ons doen iets reg. En dit wat ek doen is ek mal oor. So jy wil mos net met mense deel en jy weet ek hou baie van gesels. So die geselsgedeelte, dit het Daarmee gegaan. het jy nie 'n probleem nie. Oeps. Maar Lee, ek dink die uitsonderlike ding van die nominasie vir die onderneming van die jaar kompetisie gaste, het dit van ons kykers afgekom. Dit is nie ons klompie. Ons hou baie van jou, maar dit is nie ons klompie wat besluit het nie. So dit moet vir jou daarmee 'n pluimpie wees. Hoop so. Ja, groot, dis baie spesiaal en definitief 'n groot pluimpie. Was daar iets van die aand wat vir jou uitgestaan het behalwe nou die nominasie? Weet jy, dit het vir my gevoel daar is verskriklik baie moeite ingesit. Dit het so mooi gelyk en daar was sulke verskillende fasette. Dit was die musiek, die optredes en dan is dit nou die sakeondernemings en ons het baie lekker geëet ook natuurlik. En een van my gunsteling sakeondernemings wat ek nogal baie ondersteun en hulle ondersteun vir my ook baie, het ook toe 'n toekenning gewen. Ou Jakkals Vlei Wyn. Okay, jy's 'n groot ondersteuner. Ja. So wat vir my so lekker is van ons is die feit dat ek het nuwe ondernemings leer ken wat ek nie voorheen geken het nie. En so netwerk 'n mens en jy leer mense ken en jou oë gaan nogal 'n bietjie oop. En dis wonderlik dat mense sulke goed raak sien. As jy sê jou oë gaan 'n bietjie oop waarvoor, net vir hoeveel entrepreneurskap en durf en data is of wat is dit? Ja, mense se goedspa as ek dit so kan stel. Ek weet vir groot ondernemings, klein ondernemings, dit is nie maklik nie. Maar die feit dat hulle mekaar ondersteun en die publiek ondersteun hulle en die feit dat hulle nie opgee nie. Jy weet jy gaan van krag tot krag, jy groei en dan word jy word genomineer vir die toekenning of jy wen die toekenning. So dis ongelooflik. En dit is moeilik om 'n onderneming op die been te bring. Dis 'n tawe plek al buite. Maar jy sal weet want jy is eintlik ook maar jou eie onderneming, nê? En alles Dis wat jy baie maar waar. doen en waarby jy betrokke is, later gaan hulle ook bietjie gesels oor Lottoland. Gaan maar oor hoop hê en moed hou en aanhou. Ja. Nou hierdie jaar is die onderneming van die jaar kompetisie nou by die pragtige Nederburg landgoed. Dit weet ek is iewers in Oktober. Weet jy iets meer? Jy weet mos nou so als lyk dit. Hoe is dit? Jy vertel tog so graag. Wel, dit is my voorreg dat dit daar in die Kaap is in die Parel by Nederburg en dit is die 23ste Oktober. Ek weet nie heeltemal presies wat sal verrassings en sulke tipe dinge nie, maar hy gaan nou wees. Ja, so is definitief iets om na uit te sien. Ja, hy's klaar gedagboek, hy's in die dagboek. Ek wil nou net vir sê ek hoop dit is in jou dagboek nie. Hoe's met potlood geskryf maar nee, met pen en geonderstreep. Ja, so geomkring ook met highlighter en alles. Ja, nee, jy's 'n fees. Jy moet asseblief kom kuier weer, nee. Ons gaan nou verder gesels. Tyd vir ons wynroete reeks en vandag kyk ons na die pragtige Bergsig landgoed wat ook deel vorm van die Brede Kloof en daarna begin Corlie met die kos. Hierdie reeks oor wynroetes in Suid-Afrika word met trots geborg deur Winfield United South Africa. Ontbytsake kuier vandag by die Bergsig landgoed en bistro, geleë aan die voet van die Beinskloofpas in die Brede Kloof wynarea. Dis kortom gestel 'n uitsonderlike kuierplek en 'n moed om te besoek. Hier word alle gaste soos uitgebreide familie behandel. Hulle wingerdstokke word gevoed deur helder bergstrome wat reg deur die somer kan loop. Aangesien hierdie berge dikwels in die winter sneeubedek is, skep dit 'n lewensbron van broodnodige water vir hulle druiwe. Bergsig landgoed, bekend vir sy ryk familiegeskiedenis, is gestig in 1843 en spog vandag met die 6de generasie wynmakers. Die jong innoverende span van Bergsig nooi jou uit om te kom deel word van hulle geskiedenis. Gaste kan die stylvol versierde bistro en proelokaal geniet met sy vriendelike en ontspanne eetatmosfeer. Geniet 'n pragtige uitsig oor die wingerde en omliggende berge en smil aan die wynreeks wat niswyne soos Gewürztraminer, Weiße Riesling en Portstylwyne insluit.
Bergsig landgoed, familievriendelike kuiers en uitsonderlike natuurskoon met die heerlike kos, hoë kwaliteit wyne uit die boonste rakke en hulle is bekend vir hulle topklas akkommodasie. Besoek Ontbytsake se sakewinkel en plaas nou jou bestelling vir die Brede Kloof wynroete se spesiaal voorbereide kuskeurwyne uit die streek beskikbaar gestel deur Getwine. Pick n Pay, trotse ondersteuner van plattelandse familieboere en lamb chaps. Nou vandag se resep is 'n feestelikheid van geure en smake met bitterlekker bestanddele van Pick n Pay. Dis sommer maklike gooi bymekaar bestanddele veral as dit by die slaai kom. Nou die resep is eintlik 'n heerlike basis van 'n interessante en kleurvolle slaai waarvan jy die leeftyd kan verleng deur dit met iets soos couscous, quinoa of selfs 'n koue pasta te gebruik. Maar vandag maak ek 'n geroosterde koninklipvis wat bo op die slaai gaan bedien word. Nou ek gaan wegspring met die slaai bestanddele wat ek in 'n groot optienbak sit en ek het reeds alles voorberei. Dis eintlik altyd hoekom ek so maklik kos maak. Ek doen alles eers so en dan gooi jy dit net bymekaar en jy doen dit net bymekaar. So ek gaan eintlik begin met die sterre van die slaai en dit is hierdie is die granaatbitte. Nou jy kan hulle mooi lekker in daai koop, maar ek koop hulle sommer in hierdie pakkies, dan is die meeste van die werk gedoen. Hierso het ek groen olywe en dan kalmata olywe en dit gooi jy nou net so. Kyk, ek voer mos 'n familie hierso. So ek moet nou baie doen. Hierso het ek bietjie opgekapte rooi eie. Dink ek gaan net die helfte van dit insit. En dan hierso is opgekapte petersilie. So 'n bietjie en dan hierdie is okkerneute of walnuts. Nou ek het hulle net so 'n bietjie kleiner gesny. Wat jy ook kan doen as jy nie hulle kry nie, gebruik enige ander neute, iets soos pekanneute, macadamia neute is ook net so lekker en goed. Hierdie kan ons lekker redelik van dit insit. Dit is daai krakerigheid wat jy in die slaai gaan kry. Kom ons gooi maar nog so 'n bietjie. En dan hierso net vir daai ietsie brand, het ek opgekapte groen russies. En kom ons gooi ook maar net die helfte in en nou brand ek die mense se monde en dan hierso is net so klein bietjie opgekapte mintblare wat ek ook bysit. En dan al wat jy nou gaan moet doen is jy gaan nou hierdie storie moet deurmeng en kyk net hoe mooi pop hierdie kleure. Dis vir my fantasties. Nou al wat nou nog in die slaai moet kom is die tuisgemaakte slaaisous. Ek deel nou die resep en vertel julle hoe maak ek 'n heerlike gebraaide koninklip in die pan of jy kan hom in die oond rooster. Nou gesels Charlene eers verder met Lia. Ek gesels verder met die pragtige Lia. Jou oë het so groot gerek toe jy daai groen russies sien. Was dit uit blydskap of uit vrees? Ek is baie mal oor brandkos, maar ek het die laaste ruk agtergekom dat my gestel is nie so mal daaroor nie. Jy het aangestap. Maar wel lief voor. Lia, jy is verjaar nou weer by die op die fees lekker kuier in Benoni. Dit moes lekker gewees het want jy was laas jaar ook daar. So jy gaan nou terug hierdie jaar. Dit is my derde keer wat ek terug gaan en ek hoop nog steeds hier is die laaste keer nie. Dit is so 'n lekker fees. Weet jy stap op 'n verhoog en dit is asof hierdie mense jou net so ophef en daar's net 'n vibe en dit is so lekker. En ek sê altyd die lekkerste ding vir my om te doen met my klere aan is om te sing. So daar voel jy dit op by daai fees. En dit is so lekker dat hulle my teruggevra het. So weer eens dan voel dit hulle het van jou gehou en hulle het iets reg gedoen op die dag. So maar daai fees het omtrent gegroei hoor. Ja. Want dit lyk vir my soos die who's van Suid-Afrikaanse kunstenaars wat daar gaan wees. En Shane Engel is hier. Hy gaan later vir ons meer vertel daaroor, maar vir jou as kunstenaar moet dit ook so lekker wees as jy saam met
sulke kaliber mense op die verhoog is. Ja, want as mens kyk na die line-up dan sê jy so, oh wow, Kyk, so hallo, dis ek is ook daar, jy weet. Nee, dit is 'n fantastiese groep kunstenaars en hulle kies mooi, jy weet hulle kies reg, want dit is 'n lang dag en dit is ook 2 dae. So jy moet die gehoor letterlik van die begin tot die einde moet hulle kan aangryp. En iets wat ek ook nogal agtergekom het, ek het die vorige jare, ek het vroegerig begin en dan verwag jy self tog gaan nie so baie mense noodwendig wees nie, maar dit is nog die begin van die dag en almal staan nog op en eet breakfast en dan kom jy eers later. Maar laas jaar toe ek nou opgaan en dit was vroeg, ek dink ek was 2de op gewees. Toe sit daai veld amper vol en jy skrik aan van jouself boeglam want jy het nie so baie mense verwag nie. Jy gaan by die trappe op en jy sê, wow, okay, hier's baie mense en dan weet jy deur die dag kom maar net nog en nog by en dit raak dit al hoe lekkerder. Na jou mening, wat is die hoogtepunt van die line-up? Behalwe nou natuurlik jou optrede. Ja, so ek meen, ek sing lekker en ek hou 'n lekker show. Ek dink dit is maar net die feit dat na die tyd dan kan jy almal sien, die mense, hulle kom staan in 'n ry en hulle kom neem foto's saam met jou en dan sê hulle sê jy was so cool en dan voel jy so, yay! Is dit vir jou lekker as daar so 'n string bewonderaars staan en daai erkenning wat jy kry van mense? Is dit nie oorweldigend nie want jy het net 'n hele vertoning agter die rug nie. Jy vat so vinnig 'n breekie, drink gou 'n slukkie water en sit gou weer 'n lippaasie aan. En soms kan dit tog al oorweldigend wees, maar dit is waardering. Die mense staan daar en hulle wag vir jou, partykeer vir langer as 'n uur en hulle wil sommer met jou 'n foto neem. So dit beteken vrek baie. So ek sal daar staan tot die laaste persoon 'n foto saam met my wil hê. En dis 'n familiefees, net om te bevestig, nee, dit is ouma, oupa, kinders, hond, kat ook dalk. Ja, en daar is dit is die rollercoasters en die Ferris wheels en die stalletjies en dis kos. As jy daar instap, is dit al hierdie reuke en dit voel soos hierdie groot kermis en almal kuier net lekker saam. So. Nou aangesien jy die fees nou so goed verkoop, sê gou vir ons as jy weet, kaartjies, weet jy waar dit beskikbaar is en hoe? Ja. Dit is by Ticket Pros en ek is die 10de Mei op en dan die Vrydag aan die 9de Mei is daar ook kunstenaars op. So julle beter nou wees by die Benoni sportgronde. Daar het julle dit nou gehoor, 10de en 9de en 10de Mei. 9de en 10de Mei. Julle mag dit nie misloop nie. Baie dankie dat jy kom kuier het. Jy gesels en sing ook later saam met Lia, maar nou is hy eers gereed vir die Sake Fokus. Hi, ek is Andrei Pollard. En as dit by besigheidslenings kom, kies ek vir Pollen Finance in my span. Welkom by vandag se Sake Fokus waar ons in die oostelike voorstede van Pretoria kuier. Ons kyk hoe dit daar lyk in die omgewing en na 2 ou bekendes wat gereeld hier op ontbytsake verskyn en daarna gesels ek met Andreas Greef van Vleis Sentraal Eiendomme. Pretoria Oos is 'n versameling voorstede wat van die stad se meer luukse gemeenskappe soos Waterkloof, Garsfontein, Ferry Glen en Linwood insluit. Sekuriteit landgoedere in voorstede soos Silver Lakes, Garsfontein en Equestria floreer met eiendomme wat wissel van 5 miljoen tot sowat 18 miljoen rand. Dan is daar bykomende besienswaardighede soos die Victoriaanse Sammy Marks Huis en die Nasionale Botaniese Tuine. Duisende mans kan weens 'n mediese toestand of ouderdom nie 'n suksesvolle ereksie kry of behou nie. Daar is egter 'n eenvoudige oplossing, die VacuRect. Die VacuRect is 'n diskrete mediese vakuumapparaat wat betroubaar is en gebruik kan word sonder die neeweffekte wat dikwels gepaard gaan met pille en inspuitings. Die VacuRect is plaaslik ontwerp, getoets en goedgekeur deur die Pretoria Urologiese Hospitaal en die Universiteit van Kaapstad. Dit het ook FDA-goedkeuring en die CE-merk. VacuRect word wêreldwyd verkoop en aanbeveel. Burton Rally in die Equestria winkelsentrum in Pretoria vervaardig en verkoop egte leerprodukte soos handsakke, beursies, rugsakke, belde en allerlei bybehore, alles uit net die beste leer. Net langs die winkel is hulle fabriek, dis om iets pasgemaak vir jou te ontwerp en maak is geen probleem nie. Hulle leerprodukte is van hoogstaande kwaliteit, maar omdat hulle self vervaardig, kry jy die unieke en handgemaakte produkte teen bekostigbare pryse. Hulle ken die Suid-Afrikaanse lewenstyl en weet hoe om produkte te maak wat hier gaan hou. Burton Rally vervaardig en verkoop egte leerprodukte teen bekostigbare pryse. Van rugsakke tot handsakke, egte leerprodukte was nog nooit so bekostigbaar nie.
Om te sê leer is te duur, is skielik iets van die verlede as jy bietjie hier kom inval. Boot & Rally. Online verkope is so maklik soos klik op bootandrally.co.za. Ek gesels met Andreas Greef, hy is die besturende direkteur van Vleis Sentraal Eiendomme. Goeiemôre. Môre. Welkom terug, sal ek sê. Dankie, voorreg. Vertel ons, hoe gaan dit by Vleis Sentraal Eiendomme? Vleis Sentraal Eiendomme groei nog rasse en skrede. Ons is baie dankbaar vir die ondersteuning wat ons uit die gemeenskap uitkry en die publiek daar buite in die plaaseienaars. Ek maak sin vir hulle om met ons besigheid doen, aangesien ons die grootste of die leiers is van plaasverkope in die mark en jy wil natuurlik so ou nader die hand hê as jy die grootste bate verkoop wat jy besit. Natuurlik, grootste besluit van jou lewe of grootste bate soos jy sê. Ons hoor julle het 'n nuwe program wat julle uitrol. Wat is dit? Baie opgewonde. Ons het met groot sukses laas jaar die Spotters 4 program geloods. Dit is 'n publieke program en meer 'n teruggee geleentheid van ons kant af om dankie te sê vir ons is al 90 jaar in die bedryf. Wow. Dus jy kan basies 10% van ons kommissie kry indien jy 'n plaas vir ons verwys, beide 'n koper en 'n verkoper. As jy byvoorbeeld na Vleis Sentraal Bosveld se veiling toe gaan by Johan Vosser in die Bosveld, of Lucas Kleinhans in Kroonstad of Bethlehem, selfs as jy PJ Miller in die Frankfurt distrik. Elkeen van hulle het 'n QR-scanner by hulle registrasietafels. As jy van iets weet wat in die mark is, registreer daar en dan jy stuur hom deur. Jo, en dan kan jy 10% spotters fee kry. Dis die woord, spotters fee. Man, dit klink vir my na lekkerte. Is daar enige interessante eiendomme wat op veiling opkom wat jy dalk met ons kan deel vandag, Andreas? Ons het inderdaad. Ons het 'n paar goeie veilings. Partykeer soos jy kan sien word die eiendomme verkoop voor die veiling met ons breë bemarkingsveld. Tog trek ons op baie kopers dat dis onverwendbaar dat die ouens dit voor die tyd sal wil koop. Ja. Maar dis hierdie enetjie wat sou die 6de Mei op veiling gewees het, maar hy is ongelukkig verkoop. Dan het ons die 8de Mei is daar 'n pragtige stuk 2200 hektaar net buitekant Bloemfontein. Prima beesplaas, is naby alles, jy kan nie fout gaan nie. Ons het ook dan die 13de Mei die ikoniese Rutan Hotel vir iemand wat wil uit die stad uit beweeg. Die hotel staan al donkie jare daar en dis 'n goeie beleggingsgeleentheid. Fantasties. Volgende het ons die 15de Mei is nogal so groote het ons verskeie kommersiële eiendomme en industriële eiendomme in die Katoo Posmansburg omgewing. Dit gaan baie goeie beleggings wees. Daar's groot huurkontrakte in plek op van daai eenhede, so dit behoort ook baie goeie beleggings te wees. Lieflik. En dan in Zanine het ons 'n pragtige 80 hektaar vrugte en groenteplaas wat die 28ste Mei op veiling kom en die mense klop aanhoudend aan ons deur vir daai spesifieke stuk grond. So ja, as iemand wil grond verkoop, gee ons gerus 'n lyn. Nou ek dink die belangrikste net in kort, wat vir die wat nou nog nie weet wat doen Vleis Sentraal Eiendomme presies nie, net in 'n netedop, wat is dit wat julle presies doen? Vleis Sentraal Eiendomme is Vleis Sentraal se spesialis eiendomsafdeling waarin ons landbougrond verkoop en bemark reg oor die land, spesifiek op veiling op die veilingplatform. En jy as koper of verkoper gaan lys dan nou of soek 'n eiendom of plaas of welke eiendom jy ook al hier kan kry op die webwerf. Hoe maak jy registreer? Wat doen jy? Jy registreer. Ons meeste van ons veilings is aanlyn, so jy registreer op die aanlyn platform. Normaalweg trek die advertensie jou aandag en dan praat jy met van ons bemarkers, Adder Kobus of Jan of Mario en van daar af verwys ons jou na die webwerf toe. En dan geregistreer jy daar om in die registreer en dan deel te neem. Veilings begin gewoonlik 12:00 en dan maak 1:00 toe. So ouens het oor genoeg geleentheid om hulle beste bod in te sit. So natuurlik al hierdie wat ons nou gesien het, kan hulle bloot gaan na vleissentraaleiendomme.co.za gaan registreer en hierdie wat ons vandag vir hulle gewys het, kan hulle dan. Dis reg. Dankie. Andreas, lekker om jou weer te hê. Dankie, lekker. Soos jy sê, ons hoop nou maar dit verkoop sommer weer vooraf uit. Ek seker sal, dankie. Dankie dat jy draai kom maak het. Ons kyk nou na ontwikkelings wat in Pretoria Oos plaasvind en nog ondernemings van daar. En dan is dit David met goeie ekonomiese nuus. Pretoria Oos beleef aansienlike groei, veral in eiendomswaardes en aanvraag na eiendom, beide in die ouer gebiede soos Waterkloof en nuwe uitbreidings soos Silver Lakes. Nuwe toegangsroetes, skole, mediese fasiliteite, kantoorparke, asook winkel- en vermaaksentrums word in die verre oostelike voorstede van Hazeldean, Menlyn, Silver Lakes en Lombardy ontwikkel. Al hierdie nuwe ontwikkelings, byvoorbeeld die N4 Gateway sentrum, dra by tot Pretoria Oos se konstante positiewe groei. Die
Die FC in FC Financial Group staan vir Full Circle, want dit is presies wat hulle bied. Volronde finansiële dienste. Van belastingdienste, rekeningkundige dienste, auditdienste tot beleggings, versekering, testamente en boedels, alles gerieflik onder een dak. Na 'n klein begin het hulle toenemend uitgebrei wat dienste en personeelvaardighede betref. Vandag bestaan hulle uit 40 finansiële personeellede met hulle kernbesigheid in Pretoria, asook kliënte reg oor die land en selfs internasionaal. Hulle wens vir elke FC-kliënt is om beheer te hê oor hulle finansiële sake met komponente soos onder andere voldoening aan die wet en regulasies, om optimaal gestruktureerd te wees, om maklik besigheid te doen in 'n groeiende omgewing met die nodige hulp en advies vir die bou, oordrag en beskerming van welvaart en dan ook natuurlik die beskerming van jou bates. FC Financial Group, verwye finansiële kundigheid onder een dak, gelewer deur vriendelike, toegewyde personeel wat soos familie voel. Kontak hulle vandag. Sedert 1928 het Bidhalf Suid-Afrikaners gehelp met pasgemaakte en mededingende plaaslike en internasionale verpakking, berging en hervestigingsdienste. Hulle doen ook korporatiewe verskuiwings en kommersiële vervoer met 'n fokus op oorgrensvervoer, stoorplek en verspreiding ingesluit. Individue, gesinne en besighede het baie verskillende verhuisingsvereistes en Bidhalf spoog om die beste moontlike prys en diens in die bedryf te lewer, vanweë hulle grootte beskikbaarheid van hulpbronne en wye netwerk wat oor die afgelope 95 jaar opgebou is. Omdat hulle die grootste onafhanklike trekmaatskappy in Suider-Afrika is, belê en brei hulle voortdurend uit om te verseker dat hulle aan die voorpunt bly. Hulle werk met 'n moderne vloot om minimale vertragings op die pad te verseker. Bidhalfs met ongeveer 500 mense in diens, meer as 180 werkende mobiele eenhede en 17 takke reg oor Suider-Afrika bly 'n familiemaatskappy, daartoe verbind om jou volgende trek jou beste trek te maak. Falco, gestig in 1991, is 'n goed gevestigde en betroubare naam vir huishoudelike en kommersiële toestelle landwyd in Suid-Afrika. Falco huishoudelike toestelle is meer as net 'n kombuistoestel. Dis 'n oplossing vir kombuisspasies waar kreatiwiteit volop is en herinneringe gemaak word. Met handelsmerklose produkte wat saam met enige ander handelsmerk stoof of kookplaat gebruik kan word. Deur getrou te bly daaraan om toestelle met hoë spesifikasies teen verlaagde pryse aan te bied, is hulle in staat om hoë funksionerende handelsmerklose toestelle aan beide die huishoudelike en die kommersiële sektore te verskaf. Hulle reeks is wyd: ingeboude lugsaaiers, plafon-lugsaaiers, mikrogolwe, elektriese kookplate, lugsaaier toebehore, hooghoogte oonde, gasbraai-lugsaaiers, eilandlugsaaiers, oond- en kookplaatstelle, spatbakke en muurlugsaaiers. Falco Appliances. Besoek hulle webwerf of kyk na hulle produkte by Kloppers, Hirsch's, Tafelberg Meubileerders en baie meer landwyd. Wel, ons praat almal daar moet sekere ekonomiese beleidsveranderings in Suid-Afrika aangebring word en 'n paar dinge moet verander. Wat is daai goeters? En ek het so 'n lysie gemaak van 'n paar goedjies wat ek sekerlik belangrik is en wat ek reken ons kan doen om 'n baie groot verskil in die land en die Suid-Afrikaanse ekonomie aan te bring in die proses. Die een daarvan, en hierdie goeders is polities nie maklik om te doen nie. Maar eintlik is dit maklik om te doen. Een daarvan is ons moet die aanbevelings van die Zondo-kommissie moet ons implementeer. Op die letter moet die Zondo-kommissie se aanbevelings geïmplementeer word. Indien ons dit sou doen. Ek het al 'n paar keer met internasionale mense hieroor gepraat. Indien ons daai Zondo-kommissie se aanbevelings implementeer, gaan ons binne 6 maande van die sogenaamde gryslys af wees. So implementeer die Zondo-kommissie se aanbevelings. Die tweede ding is hierdie onteieningswetgewing. Dit doen ons geweldig baie skade aan. Hierdie onteieningswetgewing word nie nog nie toegepas nie. Daar is nie grootskaalse onteiening van eiendom in die land nie, maar dit is soos 'n wapen wat lê en wag in die kleuterskool. Daai ding gaan een of ander tyd deur die politikus gebruik word. Raak ontslaaf van die onteieningswetgewing is krities belangrik om privaat eiendomsreg te beskerm. En dan verbreek bande met sekere lande. Mense moet pragmaties wees oor hierdie tipe van goed. Sekere lande is baie goed vir ons ekonomies, ons dryf baie handel met hulle belê in Suid-Afrika, maak seker dat jy verhouding met daardie lande goed is. En lande met wie jy nie groot en sterk en belangrike ekonomiese bande het nie, soms is dit nie nodig
om polities noodwendig aan hulle kant te wees nie. Breek bande met sekere lande en ek dink julle weet van wie ek praat. 'n Swart ekonomiese bemagtiging soos wat ons dit implementeer in Suid-Afrika is 'n ramp. Regte bemagtiging gaan daaroor om vir mense behoorlike vaardigheidsontwikkeling, onderwys te gee. Gee vir 'n veilige omgewing, gee elektrisiteit, maak seker dat die staatsdiens funksioneer behoorlik. Dis die tipe van goeders wat 'n mens moet doen. En die laaste ding sekerlik wat ek sal doen, ek sal die hele belastingstelsel in Suid-Afrika oorskryf en oordoen. Die belastingstelsel in Suid-Afrika is gekompliseerd, dis duur en is onregverdig. Doen die goeders en ons groei teen 5% binne 'n paar maande. Hierna is dit nie sake saam met Pieter de Tooy. Pieter de Tooy, ons nuuspersoon van die week. Hallo Davie. Altyd heerlik om met jou te gesels, kan ek nou weer sê. Ek het nou 'n lysie van goedjies genoem daar wat ek nou reken ek se doen het en wat ek dink belangrik is. Daar's natuurlik nog dinge wat mense ook kan sê. Maar interessant is dat julle het navorsing gedoen spesifiek oor swart ekonomiese bemagtiging. Deel dit met ons. Ja, so News24 het saam met Ipsos navorsing gedoen om te kyk na swart ekonomiese bemagtiging en om te kyk na Suid-Afrikaners se houding teenoor bemagtiging. Nou daar's 'n klomp bevindinge. Een van die goed wat baie interessant was tot voor die begrotingskrisis was Suid-Afrikaners oor die algemeen baie positief oor die regering van nasionale eenheid en veral swart kiesers wat gepols is, 52% het van hulle het gesê hulle steun die RNE. Met ander woorde, meer as die helfte wil hê dat die ANC nie 'n meerderheid moet hê. Maar wat SEB betref, swart ekonomiese bemagtiging, glo minder as die helfte van mense wat deelgeneem het aan die peiling dat SEB in sy huidige formaat moet voortgaan. En dit is presies soos wat jy nou gesê het. Daar moet 'n mate van na 1994 moes daar 'n mate van regstelling gewees het, maar dit is baie duidelik en jy het verwys na die Zondo-kommissie se verslag dat SEB het 'n front geword vir die verryking van 'n paar mense, 'n paar groeperinge in die land. En natuurlik het dit 'n groot front geword vir grootskaalse korrupsie, soos wat ons dit in die staatsomgewing gesien het. So daar moet iets wees, maar dit is nie hierdie stelsel wat ons nou het nie. Ek het twee vrae wat ek vir jou vra. Die eerste een, ek sou nou weer terugkom na swart ekonomiese bemagtiging, maar die regering van nasionale eenheid wat 'n meerderheid van die steun in die land het, wat vir my vertel dat die steun, politieke steunbasis in die land is soort van sentristies, iets wat miskien regs. Is ek reg as ek dit sê? Ek dink jy's reg en ek dink dit was nog altyd so gewees. Ek dink Suid-Afrikaners was nog, as jy kyk na ons verkiesingsuitslae oor die selfs voor 1994 en beslis na 1994, Suid-Afrikaners neig na die politieke sentrum toe. Waarskynlik klein bietjie regs van die politieke sentrum. Swart, wit Suid-Afrikaners is oorwegend meer konservatief, weet kerkgangers, jy weet behoudende mense. Dis 'n baie mooi woord, Davie. En dit is besig om uit te speel in die politiek ook. So niemand hou van die radikales aan die of jy nou linkerkant van die spektrum of regterkant van die spektrum is. Mense soek soos wat jy nou net gesê het, dienste en goeie opleiding. Swart ekonomiese bemagtiging. Geef my van daai persentasies wat jy wat baie interessant was uit die peiling. Dit was 'n groot meningspeiling geweest met laat myself nie rede of jou nie rede. So hierdie meningspeiling, is dit werklik verteenwoordig en wat is die foutfaktor? Die foutfaktor was minder as 1% geweest, so hy's baie goed. Dit was 'n groot gros mense, 3.500 mense wat 'n baie groot meningspeiling is, steekproef is, so hy kan geëkstrapoleer word om die groot bevolking te verteenwoordig. 44% van daai mense het gesê hou dit soos dit is. Met ander woorde 56 sê nee, dit werk nie. Maar van die oorblywende 56 of van uit die groot totaal uit sê 36 dit moet geskraap word en 20% sê hulle is onseker. So met ander woorde meer as die helfte sê dit werk nie in sy huidige formaat. En ons sien dit, jy weet, tydens die Zondo-kommissie, jy het verwys na die Zondo-kommissie, was die grootste gros van korrupsie wat gebeur het binne die staat en is direk verwant aan SEB. En SEB het 'n front geword vir baie van hierdie mense. So ons gaan iets moet doen, maar Davie, ek is heilig oortuig dat die huidige ANC-regering gaan dit nie doen nie. Enige ANC-president wat SEB nek omdraai in sy huidige formaat, gaan sy politieke toekoms ook waarskynlik kelder. So daar gaan baie politieke dapperheid aan die dag gelê word voordat ons wegbeweeg van iets wat belangrik is vir die politieke elite, want dit is ook 'n manier om politieke gunste uit te deel. Ja, is daar enige vergelykende syfers in die verlede? Met ander woorde, kan mens 'n tendens waarneem van 'n Die probleem is dat daar was nog nooit behoorlike navorsing oor SEB nie. Die regering het die afgelope 20 jaar baie sterk weggeskram daarvan om empiriese
navorsing daaroor te doen wat jy kan verstaan. Dit is vir die ANC 'n groot stemkryer. Natuurlik, jy weet SCB is 'n groot dit kry hulle baie stemme. So nee, daar is nie behoorlike navorsing. As ek nie mis het nie, die Instituut vir Rasse-aangeleenthede wel soortgelyke navorsing al gedoen en dit is duidelik dat die grootste probleem wat Suid-Afrikaners het, is werk. Dit moet die kern wees van ons gesprek. Ek bedoel, as jy kyk na ons, ek en jy het al baie daaroor gepraat, ons ekonomiese groeikoers die afgelope 14 jaar, minder as 1%. Ons staatsskuld staan by 77% van BBP. Dit kan 80% oorsteek binne die volgende paar jaar. Ons werkloosheidskoers is 33-34%. So dit moet aan die kern staan van ons nasionale debat. En wat jy nou net gesê het oor hoe om mense werklik te bemagtig, is goeie skole, goeie basiese dienste en om hulle te laat veilig voel. En dit is altyd lekker om saam met jou te kuier. Is lekker saam met jou. Ja, draai kom maak het. Wel, dis eintlik die kern van die hele ding, ons moet die ekonomie in die gang kry, want sonder ekonomiese groei met die toename in armoede is almal besig om meer radikaal te word. Ekonomie, dis maar die antwoord, altyd. Terug na sake fokus. Eerste teken van griepsimptome? Neem Oscillococcinum. Oscillococcinum is 'n homeopatiese medikasie vir die hele familie en ondersteun die liggaam om griepsimptome te beveg. Dit is nie gewoontevormend nie en veroorsaak ook nie lomerigheid nie. Wees voorberei hierdie winterseisoen met Oscillococcinum, beskikbaar by apteke en gesondheidswinkels landwyd. Nou professor Elaine Vlok, sy is nou al vir 24 jaar bekend as die stigter van Clover Mama Afrika en sy is nou weer 'n keer by ons hier vanoggend. Hoe gaan dit met die agbare professor? Ag man, dit gaan goed as ek hier kan wees. Wees my eerlik, die eerste keer toe jy aangekom het, jy smoor verlief geraak op. Ek dink jy sê dit net om my te oorlaag. Sê vir my, waar het alles begin? Waar begin? Wel, 24 jaar gelede het ek die voorreg gehad om 'n sosiale verantwoordelikheidsprojek voorstel te bring. Ek het net gedink ek wil met vrouens werk en ek het gedink ek gaan leer kook en bak en tuin maak, maar ek het my lelik misgis. Dit was veel meer op die ouene van die dag en vandag is dit regtig die oudste sosiale verantwoordelikheidsprojek in Suid-Afrika en een met die meeste toekenning. So daar was baie genade by. Ek meen Leo vreeslik gegroei. Oor al die jare jy het elke keer vir ons kom vertel hoe dinge gegaan het. En geef ons van daai syfers. Ja. Wel toe ek begin het ek met 4 vrouens begin wat toe na 1500 kinders gekyk het en nou kyk ek het ek 60 vrouens al aangestel en gesamentlik kyk ons na 12500 kinders 'n dag wat ons kos gee en meer as 2500 ou mense. So ons het deur die projek self, die mammas betaal meer as 358 mense 'n salaris. Ek het nou byvoorbeeld in die nuutste syfers kyk, een van my Mama Afrikas in Amalinda Forest buitekant Oos-London betaal 21 mense maandelikse salaris. So dit is wonderlik en hoe ons hulle opgelei het. Ons het al meer werklike bemagtiging. Ja, nee, dit is werklik, ons het vrouens bemagtig. Behalwe natuurlik jou verskyning op ontbytsake, wat was van die ander hoogtepunte gewees? Nee, ek dink eerstens wat ek reg gekry het met vroue, ek kon vroue bemagtig het en ek dink dan as ek een keer net 'n voorbeeld kan noem, het ek na Golden Arrow busdienste gegaan en ek wou geld gevra het, jy weet, met 'n aanbieding en ek het die oggend vroeg het hulle my nog al opgegradeer met 'n outomatiese motor. En nou dog ek, wag, ek gaan gou-gou by die hek stop en vir die sekuriteit vra as ek nou by die regte plek, want ek is toe 'n bietjie vroeg daar. En hulle sê ja, nou ry ek so rustig daarvandaan weg en ek dink nou gaan ek 'n koffie drink. Maar ek sien hier sit 2 seentjies op 'n trappie, maar dis die mooiste klein seentjies nou, jy weet. En ek dink dit is 'n skool en ek het net net gery en die volgende oomblik toe slaan die een die ruit aan die regterkant oop en die ander een slaan die linkerkant se ruit oop. En die een links, regs, hy by my ketting gegryp het om my nek en die ander in my handsak. En al wat deur my kop flits is jy weet jy het 'n outomatiese motor en ek trap die petrol. Ek weet tot vandag toe nie wat met die kinders gebeur het nie. Maar ek ry toe terug met hierdie gehawende motor. En die sekuriteit laat my dadelik in want hulle het net nou hierdie vrou gesien met hierdie mooi karretjie wat daar gestop en nou is daar niks oor nie. En ek sukkel om die glasstukke en die goede uithaal en uiteindelik toe ek die geleentheid kry om te praat. Toe kry ek daardie dag 1.25 miljoen. En ek dink nie hulle het my jammer gekry nie. Ek dink regtig net, ek dink nie hulle kon glo dit was ek wat stukkend geslaan was. Ons tyd is klaar. Ek weet net, is dit waar dat ek hoor dat jy gaan bedank? Dit kan nie wees. Ja, nee, kyk maar nou daar so ding, né? Kyk, ek is nou nie die een wat gaan retire nie. Ek retire. So op daardie punt het ek nou gedink, oor al die jare was julle regtig 'n vernoot vir my. Julle het as ek op ontbytsake was, het mense my genader met komberse en klere
klere, lappe, wol. Ek kan nie vir jou sê wat alles nie, alles wat my vrouens nodig gehad het. En elke keer as ek 'n toekenning gegee het vir ontbytsake, dan het jy en Johan beklei van wie kry dit. Toe dog ek moet dit nou regstel. Op hierdie dag wil ek nou vir jou graag hierdie oorhandig en dit is van mahoniehout en dan met esteenhout binnekant en ek hoop jy gaan dit geniet en dat dit vir jou een keer maak ek jou ook vriendelik en liefdevol. Kyk hoe mooi. Baie dankie vir alles wat jy vir my gee. Dit is wonderlik. Ek waardeer dit. Dankie. Ja, nou daai het julle dit nou. Pieter de Waal vertel ons nou van sy volgende sake fokus net hierna. Dankie. Better You B12 Boost. Vinnige en effektiewe absorpsie van Vitamiin B12 in 'n sprei. Better You B12 Boost is kundig gemeng om energievlakke en meer te help verhoog. Beskikbaar by gesondheidswinkels, gesondheidspraktisyne, wellness warehouse, Clicks, Dis-Chem en geselekteerde apteke. 'n Beter manier na 'n better you. Is nooit net 'n naam nie. 'n Naam, 'n reputasie word gemeet nie aan wat dit sê nie, maar aan wat dit doen. Beskerm jou besittings en verseker jou finansiële toekoms. Kontak ons. Ontbytsake se jaarlikse Centurion sakefokus word 30 Augustus uitgesaai. En wat dit meer spesiaal maak hierdie jaar is dat dit deel van die Centurion gemeenskapsfees gaan wees, waarvan ontbytsake ook 'n trotse borg is. Meer inligting daaroor is beskikbaar op ons webtuiste. Hierdie sakefokus skep 'n uitstekende geleentheid vir jou, die sakeeienaar, om jou Centurion onderneming aan Suid-Afrika voor te stel tydens ons ontbytsake uitsending. Geleenthede is beperk, so indien jy jou onderneming deel van hierdie uitsending wil maak, moet jy my skakel om meer daaroor uit te vind. Gebruik my besonderhede op die skerm. Dit is ontbytsake se 2025 Centurion sakefokus 30 Augustus. Ek hoor graag van julle. Terug na Cordia. Bergsig landgoed op die Brede Kloof wynroete se Patmos Chenin Blanc is 'n elegante, komplekse wyn wat tot sy reg sal kom saam met gebraaide vis of geroosterde groente en heerlike romerige souse. Corlia, Skorlie Pieter. Die slaaisout het ek nou net of gaan ek nou oorgooi en dis 'n eenvoudige maar lekker bestanddeel soos vars suurlemoensap, skil van 'n suurlemoen, vars knoffel en 3 eetlepels esdoringsstroop is maple syrup of heuning is ook perfek. Nou dan skit jy dit nou net in hierdie botteltjie en dan gooi ons dit oor die slaai. Nou dit gee die slaai eintlik maar net daai vars smaak wat jou in jou mond laat ontplof. Nou kom ek doen dit gou, laat ek kyk. Hierdie botteltjies werk altyd vir my die beste. Ek wil net gou vir julle wys, dan gooi ek dit nou oor hierdie slaaitjie. En jy kan die suurlemoenskil nou in dit gooi of jy kan hom net so oor sit. En dan gaan jy hom nou net lekker deurmeng. So vir die vis, ek hoop my pan is nou 'n bietjie warm hierso. So al wat ek gedoen het, dit is ook enige witvis. Jy kan met enige witvis werk, maar vandag gebruik ek Pick n Pay se gevriesde koninklip of kingklip in Engels. Weereens baie min en eenvoudige geurmiddels, net botter en olie wat ek so vooraf smelt en dan of jy kan dit in 'n bakkie doen of warm in die pan laat smelt. Nou jy gee die vis net met sout en peper en dan vars suurlemoenstap. Dan braai jy dit net heerlik in die pan en dan begin dit nou braai en na 'n paar minute kan jy natuurlik ook net die deksel opsit om te seker te maak daai vis stoom deurgaar. Maar jy kan dit selfs ook soos op 'n bakplaat hier langs my in die oond sit dat die vis net lekker goudbruin 'n bak in die oond en tot dit uitmekaar uitvlok. Nou net voor jy dit uit die pan uithaal, dan kan jy nou net daai laaste bietjie groen, daai petersilie bo opsit. Nou kom ons kyk gou-gou. Ek wonder, ek het nou gewag vir my pan, maar ek sien ek dink ek het hom bietjie laat aangesit. So al wat ek nou doen is ek gaan hierdie visse binne in die pan sit en dan daai gaan ek in die oond sit. Dan gaan julle later sien dit bak eintlik maar presies dieselfde.
So hulle gaan nou lekker hier in die pan, daai gaan in die oond. Nou ek gaan gou die vis klaar maak en as ek terug is, dien ons op en nooi ek my gaste hier om in ons bitterlekker kombuis saam te kom kuier en te kom eet. Leon kuier hierna saam met Lia en hulle sing haar nuutste enkelsnit. My beurt om met die sonneblomkind van Jy lyk baie helder vandag. Ja nee, dis nog 'n geel rokkie hier. Dit is baie geel. Nee, maar dit pas jou, dit pas jou. Dankie. Jy het so weke wat terug is daar 'n nuwe enkelsnit bekendgestel. Yay. Hoe lekker is hy? O, hy is baie lekker. Hy is die lekkerste lekker. As jy reken, hy is die lekkerste lekker. Ja, baie trots op hom. Het jy hom saam met iemand geskryf hoe dit aan mekaar gekom? So dit was letterlik die heel eerste liedjie wat ek self geskryf het en die selfvertroue gehad het om dit voor te lê aan die span en die label. Ja. En toe het hulle daarvan gehou en toe het ek saam met Roo Kloete en Dirk van die kerk gesit en toe het ons hom vervolmaak. Die prins van Potch, Roo Kloete. I'm telling you. Oulike seun. Ja. Maar die man, hy weet om saam te skaaf van 'n liedjie en om natuurlik self te skryf. Ja, nee, hy weet. Maar ek voel, het jy hom al opgetree? Want dit is nou 'n week terug. Het jy hom al ergens gedoen? Ja, sowieso 1 of 2 keer. Maar nog nie akoesties nie. Definitief nog nie akoesties nie. Maar gaan ons hom gooi? Dat is die eerste keer vir alles, nê? Nee. Kom ons probeer. Dames en here, die lekkerste lekker. Ons het 'n klein stukkie gras wat ons 'n tuin kan noem. En as ons kaal voet dans op 'n stukkie groen, weet ek dit maak nie saak waar ons onsself bevind. Dis die eenvoud saam wat dit laat maklik klink. Op die pad, in die stad, in die veld of in die Middelland. Gee ons 'n halwe kans om tussen sterre te dans tot ons omval. Ek samer jok as ek sê jy's nie 'n tiener, ja ek lieg, ja ek jok as ek nie perfeksie sê nie, raak ek meer verlief. Nog 'n wyntjie asseblief, ek kan nie lieg, ek kan nie jok, ek kan myself verstop, ek kan nie lieg, kan nie jok. Die lekkerste ding om te doen is te soen, 'n 12 uit 10 tipe soen. Soms is die laaste slukkie in die ou staankas. Daai slegte brandewyn, dis al wat pas. Ek weet dit maak nie saak wat al die ander dink. Want as ek en jy wat dit laat lekker klink op die pad, in die stad, in die veld of in die Middelland. Gee ons 'n halwe kans om tussen sterre te dans tot ons omval. Samer jok as ek sê jy's nie 'n tiener, ja ek lieg, ja ek jok as ek nie perfeksie sê nie, raak ek meer verlief. Nog 'n wyntjie asseblief, ek kan nie lieg, ek kan nie jok, ek kan myself nie stop, ek kan nie lieg, kan nie jok. Die lekkerste ding om te doen is te soen, 'n 12 uit 10 tipe soen, 'n 12 uit 10 tipe soen, 12 uit 10 tipe soen, 12 uit 10 tipe soen. Lia, dis 'n hoë skoor daai, 12 uit 10. Ja, maar ons moet hoog. Dit is baie lekker hoor. Dit is die lekkerste lekker. Charlie, vertel ons nou van die nuutste sakeslag in die sakewinkel. Nou vir die week se sakeslag en vandag is dit 'n Ledger 2 sitpak bank in Kindle Shark grey kleur van Rochester. Hierdie bank kos gewoonlik R12.000, maar vandag kan jy 'n slag slaan deur hierdie bank nou te gaan koop in ons sakewinkel vir slegs R6.000. Dis minus 50% julle, maar onthou jy moet geregistreer wees op ons sakewinkel en daar is 'n beperkte hoeveelheid beskikbaar. So gou spring.
Ook al 'n ou bekende bytsaak Shane Engel van Oppiefees, lekker kuier en lekker kuier events. Lekker om jou te hê. Dankie Leon, is weer lekker om terug te wees. Hier is 'n jaar later. Ja, en dit is die 3de jaar van Oppiefees lekker kuier. Ja. Hoe het Oppiefees lekker kuier gegroei van die eerste jaar 2023 en toe 2024? Weet jy wat Leon, dit was regtig fenomenaal geweest. Jy weet ons beplanning die eerste jaar in 2023 was 'n beraming vir 8000 mense gewees. Ons het 13100 mense gehad. 2024 het ons beplan vir 15000 mense. Nadat het ons gesien het wat het gebeur in 2023. Ja. Ons het opgeëindig met 19, net onder die 19000 feesgangers wat absoluut fenomenaal is. Jy weet so in die hartjie van Benoni en die hartjie van die Oosrand sit ons met jou van die grootste feeste in Gauteng en wat bitter vandag groei. Dit is ongelooflik om te dink. Jy weet en jy het nie gedink in jou wildste drome dit gaan so gebeur nie. Glad nie. Nie toe ons gepraat het oor die braai nie, om die braai nie. Maar dis wel wonderlike goed begin. Watter kunstenaars tree op by Oppiefees lekker kuier wat hierdie jaar op die 19de Mei is? Weet jy wat Leon, dit is 'n absolute fenominale line wat ons het hierdie jaar. Ons het jy het vroeër met Lia gepraat. Sy's al deel van die familie by Oppiefees. Jy weet ek is op die Vrydag het ons AJ the Force, Droom Syndroom, Joe Black, op die Saterdag het ons dit is 'n vol line-up. Ons het die Janne, Lia's daarso, Appel, Snotkop, Rian, Benade, wie staan nog, Rikus is daarso. Jy weet Jean Boucher is daar. Nee, dit klink nou Elof is daar, Brendan Piper is daar. Yes. So dit is 'n vol line-up. Dit is groot. Yes, dit is groot. Wat kan feesgangers verwag hierdie jaar by die Oppiefees lekker kuier behalwe nou vir die vertonings? Nou kyk vir die kinders is daar absoluut baie om te doen. Daar's die pretpark of die Mediterrane wat ons dit ken. Die ouers hou baie van die pretpark. Hulle moet 'n bietjie ekstra geldjie bring daar vir die kinders. Ag, maar hulle doen maar in elk geval. Hulle moet dit hulle bring en dan daar vir die kleiner klomp is daar's go-karts, daar gaan trampolines wees, daar gaan jumping castles wees en dan natuurlik vir die groot feesgangers is daar die lekker kuiertuin. Dit is 'n massiewe tuin, dit is 60 meter lank. Ons het so sitplek vir 1500, 1600 feesgangers wat daar kan sit onder 'n lekker shade net en jy weet net alles geniet, die fees geniet. Ons so 110 stalletjies, 37, 38 kos stalletjies, lekker nice stalletjies. Jy gaan nie verveeld raak of omraak of dors raak. Nee, jy gaan nie. Borge en vennote is natuurlik baie belangrik. Vertel ons meer daarvan. Weet jy, dit is Oppiefees kan nie 'n 3de jaar doen sonder die borge nie. Jy weet, ons is so bitter dankbaar vir hulle. Ontbytsake in hulle 25ste jaar is ons hoofmedia borg. Ons hoofborg vir die kuiertuin is Highwood. Jy weet wat en aan die hoofmedia borg, die hoofborg vir die verhoog is 'n Crème Koffie Kafee. Hier is 'n nuwe winkel wat oopmaak in Benoni in Julie. In die hartjie van Benoni. Lieflik. Sy net vinnig wat kan ons verwag van 2026? Ek weet ons moet nou eers hierdie en agter die blad kry, maar vir volgende jaar. So 26, ons het al begin met die beplanning vir 2026. Dit gaan groot wees. Die tema gaan wees die beste van 3 jaar. So ons gaan kyk al die kunstenaars is groot wat by Oppiefees was in 23, 24, 25. So ons vat die kunstenaars wat die mense so van gehou het oor daai 3 jaar en ons gaan op een verhoog sit oor die 2 dae. Daar's 'n verrassingkie wat kom vir 2026, maar dis die beste van 3 jaar. Maar vir nou eers 19 Mei hierdie jaar. Ons kan nie wag nie. Daar's hy. Dankie Shane dat jy 'n draai kom maak. Dankie Leon. Ons kyk nou lekker lyk daar en dan kubersake. Is jy reg vir die lekkerste en grootste Afrikaanse familiemusiekfees in die ooste van Gauteng? Kom kuier by Oppiefees Lekker Kuier, Benoni Northern Sportsgronde op 9 en 10 Mei. En Joel saam met Bok van Blerk, Snotkop, Appel, Jean Boucher, Brendan Piper, Joe Black, Demi Moore, Rian Benadi, Rikus Nel, Jan, Lia, Karlien van Jaarsveld, Piesangskille, Droom Syndroom en die bitterlekker musiekproduksie met seremoniemeester Crazy Weddy. Dit alles saam met heerlike kos, 'n pretpark en stalletjies. Kaartjies beskikbaar by Ticketpro. Verlede week was Wêreldboekedag en om dit te vier het ons vir julle gevra as jy 'n boek kon skryf oor jou lewe, wat sal die titel wees? En ons het 'n hele klomp baie oulike antwoorde gekry. Cecilia Fourie Doep sê: Champagne prop skiet altyd uit.
Dit klink nogal soos jy. Ressa Mol se nie oor dis jou persoonlikheid wat uitkom. Ressa Mol se boektitel is Reis van Restaurasie, dis mooi poëties en Sylvia Bosman, daar is altyd 'n weerbegin. Altyd 'n weerbegin. Dit is mooi, né? Leon, hier is enetjie wat by jou pas, dink ek. Amber Ruli Rabie se boektitel is Ek word mens. En Susan Strubel se boek se naam is Spyt is 'n goeie ding, maar kom te laat. Die twee pas my amper so 'n bietjie by mekaar tot 'n maat. Jy sê altyd jammer. Renet van die Westhuizen reken, as ek maar geweet het, dis 'n goeie titel vir haar lewensboek. Dis 'n goeie en Shanae Hurley sin is hopeloos te haastig. Hopeloos te haastig. Ons 'n bietjie. En om af te sluit, vat Johan Kokemoer se boek se naam natuurlik die koek. Dit is Kokemoer se storie. Julle is lekker kreatief. Dankie vir die saamkuier op sosiale media. Hierna vertel Celine vir ons weer van 'n nuwe lekker prys waarvoor jy kan inskryf op ons webblad. Ontbytsake se sakewinkel is oop. Registreer op ons webblad en slaan 'n slag deur op Sakeslag te klik. Hierdie week se Sakeslag is 'n 2-sitplek bank van Rochester vir slegs R6.000. Nou net kon julle 'n sakeslag slaan, nou kan julle iets wen, alles op Ontbytsake se webblad. As julle nou soontoe gaan, klik op Wen Sake, daar is weer 'n groot kompetisie gelaai. Community Pets wat nou die dag vir ons kom vertel het van die oulike toepassing waar 'n mens jou troeteldiere kan registreer ingeval hulle wegraak, gee 'n allemintige geskenkbewys van R6.900 weg om by te dra tot enige veeartsrekening. Dit is nie te versmaai nie, julle, so skryf in. Al die besonderhede is op ons webwerf by ontbytsake.co.za gelaai. Hierna gesels ek met Gareth Joubert van Hollard oor trade credit en finansiële sake. In vandag se ekonomie kan een onbetaalde faktuur jou besigheid omvergooi. Met Hollard handelkredietdekking help hulle jou om goeie kredietbesluite te maak. Hollard Trade Credit beskerm jou inkomste en laat jou besigheid groei. Gareth Joubert van Hollard Trade Credit is ons gas vandag. Hy is die besturende direkteur. Gareth, baie welkom. Ek gaan dit nou maar so in Afrikaans doen. You're very welcome to answer in English. Dankie. In baie eenvoudige taal, wat is trade credit of handelskrediet? At the end of the day, trade credit insurance is when a client delivers a good or renders a service and somebody pays for that good or that service after the fact. So not goods are delivered after the fact. Trade credit insurance is then the insurance that you can take out against non-payment of those goods delivered or services rendered. So watter tipe sakeonderneming sou van handelskrediet gebruik kon maak? Dit klink vir my maar meerendeels almal wat hier op Ontbytsake verskyn. Exactly. I mean, any business that sells on credit can obviously take out trade credit insurance. Any business looking at growing their turnover by extending credit instead of only selling on cash. The only businesses that don't really cover for trade credit insurance are banking products, so finance, leases or loans. As 'n onderneming nou sou besluit, hulle het dalk handelskrediet nodig, maar kies dan om daarsonder hulle besigheid te bedryf. Wat is die potensiële risiko's waaraan 'n mens jouself blootstel as jy daai keuse maak? So the biggest risk that comes with trading on credit is that the asset is gone. Yeah. You know, with normal trade, you hold the asset, somebody gives you money and you give the stock to them. Whereas with trade credit insurance, you give the stock away and you hope that they're going to pay. Other big risks that come with that is because you don't know who you're dealing with. So how do you determine who you're selling credit to? And fraud becomes very prevalent when trading on credit. Ja, maar as ek nou weet ek moet handelskrediet hê, ek neem die besluit om dit wel te kry, hoe gaan ek vasstel wat is die toepaslike hoeveelheid dekking wat ek nodig het sodat ek nou nie dalk overshoot en te veel betaal nie? Yeah, absolutely. I mean, that answer unfortunately splits into two examples. The one is how much risk can you handle? So how many bad debts can you handle before your business goes under? And the other side of it is when you're trading on credit with someone, how do you determine how much credit they're worth? So normally you would take your monthly sales and divide it by the credit term. So in months, so if you're on a 30-day from statement, as an example, that's 2 months worth of credit. If you're doing 500,000 a month, that is R1 million. So that's the credit facility that you would need. Fortunately, trade credit insurance operates on a pay-as-you-go basis. So you only pay for what you use. You don't have to pay if you don't end up selling to your client.
Is daar maniere waarop julle kliënte of potensiële kliënte bystaan sodat hulle al hierdie sommetjies kan maak as iemand nou nie kans sien om dit self te doen nie? Hoe help julle hulle? Yeah, absolutely. So we provide a credit management facility that sits alongside our program that assists clients in managing the credit risk. So what we call is the how. Right? How do you engage with your client? What does that contract look like? We assist our clients in drafting that, and then we assist them in understanding what type of sales or seasonality that exists in their business, and then we determine the required credit limits. As jy nou die Suid-Afrikaanse handelskredietmark moet vergelyk met dit wat internasionaal beskikbaar is in terme van hoe gesofistikeerd die produkte is, hoe sien jy die vergelyking? So the product is very similar to what exists in Europe. The product started in Europe about 130 years ago. And actually that's my biggest bugbear, is that the product is the same as Europe, but the economies are different. Europe is a fully functioning economy where financial literacy and contract law is understood by many people. There's central areas where financial statements are housed, by government. In South Africa, it's very informal. And we find that the cash flow requirements of trade credit insurance is far greater. So it's more about the actual bad debt and handling that cash flow in South Africa. So our product is designed to pay clients as soon as possible in managing their risk. En dit is hoekom julle daar is. Baie dankie Gareth vir jou inloer hier by Ontbytsaake. Dit is heerlik om met jou te gesels en terug na die sakefokus. Slimboer.co.za is 'n nuwe webwerf wat boere moet besoek. Dis die plek vir die koop of verkoop van implemente of vee, 'n noodsaaklike hulpmiddel vir modernisering van landbouhandel. Die webwerf word deur 2 boere self geadministreer en hulle weet hoe boere dink. Met hulle wye ondervinding gee hulle voldoende en akkurate inligting en maak seker dat wat bemark word werklik bestaan. Slimboer Implemente en Vee is 'n geakkrediteerde landboubemarkingsagentskap wat voldoen aan alle vereistes. Besoek hulle webwerf, Facebookblad of WhatsApp hulle vandag nog. Ook 'n man wat nou al begin deel word van die meubels hierso, Frikkie van Loggerenberg van IFSA. Môre Leon, gaan met jou? Nee, lekker jy. Baie goed. Dankie dat jy 'n draai gemaak het. Frikkie, IFSA is bekend in die alternatiewe beleggingsspasie. Wat maak julle benadering tot langtermynbeleggings anders as batebestuurders? So 'n bietjie geheime sous, jy wil so 'n bietjie geheime sous. So, absoluut. Hoe ons die dinge betree en ons manier van dinge kyk is, ons wil sien hoe lyk 'n kliënt se totale behoefte. Ons gaan kyk na sy belasting, sy totale groei wat hy moet kry, wat sy risikoprofiele is, wat sy beleggingstydperk is, en dan gaan match ons dit basies met 'n opbrengskoers wat jy oor tyd moet kry. En maak seker dat jy dan bateallokasie en dan spesifieke fondse kry wat se doelwitte ook by jou inpas. So daarop nie vat te veel risiko nie, daarop ook nie vat te min risiko nie. So jy moet daai insit. Paar goedjies wat ons nou al 'n bietjie geleer het oor die tyd is, een van die dinge is alternatiewe is ons hoeksteen wat ons nou in hierdie portefeulje insit, en dit gee vir jou 'n baie beter kans of 'n baie goeie kans om by jou behoeftes uit te kom. Die tweede ding is ons is baie goed met alternatiewe, en die derde ding is daar is ander batebestuurders daar buite wat ons wel in die pakkie inbring wat baie goed is met die ander bateklasse. Nou jy noem nou van alternatiewe bates wat as 'n hoeksteen moet dien in ons portefeuilles. Wat presies bedoel jy daarmee? So as jy nou gaan kyk wat nou die laaste tyd in die mark gebeur het met die beurs wat amper 9% geduik het en weer geherstel het in 'n baie kort tydjie, is dit maar net 'n herinnering dat 'n mens moet respek hê vir die mark. Daar is volatiliteit in die mark en daar is risiko. Ja. So as ons nou gaan kyk wat het die alternatiewe gedoen, nie net nou die laaste tyd nie, maar oor die laaste 5 jaar, die laaste paar finansiële krisisse of groot bewegings, was die alternatiewe het baie stabiel presteer. Dit was 'n konsekwente, stabiele groei. Daar is nie daai groot wisselvalligheid nie. So dit is vir my 'n baie groot gedeelte om as 'n beginpunt van jou portefeulje konstruksie te gebruik is. Dit word nie sentiment gedrewe nie, nommer 1, en is waarde gedrewe. So daar's nie geraas wat 'n effek het op daai gedeeltes nie. Nou waar kry mens toegang na hierdie tipe produkte en is daar regulasie? Wie reguleer hierdie? Leon, ons het 'n eerste wêreld se reguleerder op die stadium, die FSCA, wat
alles te doen het met beleggings en finansies basies reguleer. So as jy nou sal voortgaan en jy wil alternatiewe betree, maak maar seker dat die bestuurders wat jy gebruik of die maatskappye gebruik gelisensieer is by die FSCA en gaan kyk maar dat jy met die ouens gebruik wat op 'n platform beskikbaar is. Want 'n platform bied dan ook daai ekstra bietjie van sekerheid en bietjie oorsig wat jy kan gebruik. Nou kan van IFSA se reeks van oplossings gebruik word binne in my voor en na aftreebeplanningsstrategie dan nou. In joune definitief. Maar natuurlik. So Leon, ja, daar is plek vir voor en na aftrede geld. Voor aftrede geld word beheer deur die pensioenfondswet wat sekere regulasies vooruitsit wat sê jy mag net 'n sekere persentasies in die alternatiewe insit. Pensioenfondse gebruik alternatiewe vir baie lank, meer so in die buiteland en Suid-Afrika is nou besig om 'n bietjie op te vang daarso wat baie interessant is. Maar in die ander gedeelte na aftrede geld is jou lewende anniteite en jou diskresionele beleggings wat jy basies het. Daar word jy nie gereguleer of voorgeskryf van wat jou allokasies is nie. So jy kan ordentlike beplanning en jou strategie toepas, wees maar net bedag dat jy net binne in jou risikoprofiele basies bly. Absoluut. Belangrik, hoe maak ons kontak met julle, jy noem 'n nasionale netwerk van geakkrediteerde adviseurs? So SMS die woord kontak na 48422. Ons staan reg om met die lewenspad saam met julle te stap. Frikkie, is altyd lekker met jou te gesels. Dankie Leon. Dankie dat jy 'n draai gemaak het. Ons herinner julle net gou aan Pieter se volgende sakefokus en daarna het Charlene nuus oor nog 'n lekker gebeurtenis. Ontbytsake projekbestuurder Pieter de Waal doen 'n sakefokus in Centurion. So as jy besigheid daar het, gesels met Pieter vir 'n uitstekende bemarkingsveldtog op ontbytsake. Dit word op 30 Augustus uitgesaai. Hier is nou vir jou 'n lekker idee. Gaan maak 'n draai by T-Junction restaurant in Broederstroom Noordwes op Saterdag 31 Mei vir 'n opwindende country dag met heerlike spitbraai, lyndans en 'n meganiese bul. Jy kan uitsien na 'n dag vol country musiek en lekker kuier met ons eie Millerbrand wat daar optree. Hulle ondersteun ook die Helpende Hand se studietrust met gelukkige trekkings en puikpryse. Bespreek nou om jou plek te verseker. Stuur sommer 'n WhatsApp of bel hulle. Corlie maak nou vir ons die kos klaar. Ontbytsake se sakewinkel is oop. Registreer op ons webblad en slaan 'n slag deur op Sakeslag te klik. Hierdie week se Sakeslag is 'n 2-sitplek bank van Rochester vir slegs R6000. Nou onthou al die hoeveelhede in die resep is net 'n riglyn. Ek het 'n bietjie meer van amper alles bygevoeg. Gebruik ook goeie kwaliteit olywe. Dit maak die slaai net daai ekstra spesiaal en heerlik. En as jy nie van die olywe hou nie, vervang dit met 'n ander bestanddeel of een van jou gunstelinge in jou kas of in jou yskas. Nou kom ons dien op. Ek het al reeds begin. So hier het ek nou, kyk hoe mooi glans is die slaai as jy nou daai sousie bo oor gegooi het. So al wat ek nou doen is ek het 'n bordjie gevat en dan sit ek net so 2 van die skeppies en hierdie is eintlik 'n heerlike bykos wat jy ook kan gebruik by 'n braai of by enige ander proteïen. So hierso is my vis, hier's die een wat ek in die pan gedoen het en hier's die een wat ek in die oond gedoen het. Dit is amper presies dieselfde. En nou sit jy hierdie visie net so bo-oop. En ek gaan sommer, ons gaan laat hulle kan proe watter een is die lekkerste. Sit ons hulle net so bo-op en dan heel laaste nou, net om dit so 'n bietjie ekstra spesiaal en restaurant uitkyk te gee, sit ons net van hierdie. Ek het dit verlede week ook gebruik as julle sal onthou. Maar dit is net ietsie wat jou dus net so na 'n volgende restaurant
vlak toeneem. Kyk maar net hoe mooi. Jy kan natuurlik die vis vervang met enige ander proteïen van jou keuse. Geniet die resep en soos elke week is my resep op Ontbytsake se webtuiste en ook op ons Facebookblad. Geniet jou naweek en gaan koop jou bestanddele by Pick n Pay. Volgende week bring ek weer vir jou 'n nuwe resep. Hierna gesels Dawie met Lia. Vlieg met die lugredery wat die nasie bymekaar bring. Vriende, familie en kollegas. Met meer vlugte, meer gereeld na al die groot stede in Suid-Afrika en verder. Fly Safair vir die liefde van vlieg. My beurt om met Lia te praat. So waaroor wil jy gesels? Ag, enigiets. Ek wonder of ons 'n bietjie moet gesels oor jou fantastiese danspassies. Sien, dit is eintlik. Dis eintlik waaroor ek wil gesels. Ek luister nou wat praat jy in my agbare kollega oor jou hoogtepunt van die aand van die onderneming van die jaar kompetisie. En dis nie wat jy vir my daai aand gesê het nie. Okay, maar dit is die afterparty, nee. O, dis die avond. Ja, jy kan hom dans, hoor. Dit kan ek vir jou sê. Maar jy weet hulle sê in die hande van 'n meester. So sê hulle nee. Solank die meester kan lei. Luister, jy is ook die aanbieder van Lottoland se Help 'n Dorp. Vertel eens weer, waaroor gaan dit? So Lottoland Help 'n Dorp, dis 'n program waar klein dorpies of eintlik enige dorp kan inskryf reg oor Suid-Afrika. Jy moet 'n projekplan voorstel. So jy moet nou kom met kwotasies en die geskiedenis van die dorp en dis nogal baie intricate. Jy moet nogal redelik baie moeite doen met daai inskrywing. So die mense van die dorp moet kom met hulle. So letterlik enigiemand van die dorp, dit hoef nie iemand spesifiek in die dorp te wees nie. Gewone mense wat net 'n verskil wil maak. Jy skryf 'n projekplan in, Lottoland kies dan die hoeveelheid dorpies en dan gaan besoek ons die dorpe en dan gee vir ons nou vir hulle die befondsing. Dis nou die groen koevert. En dan kyk ons hoe alles vorder en éventueel gaan ek nou weer terug om te sien wat hulle met die geld gemaak het. Maar hierdie seisoen, die 4de seisoen is 'n klein bietjie anders. Ja, ek gaan jou nou vra vir Okay. Sê nou eers vir my van die ou reekse. Nee. Wat was daar wat vir jou uitgestaan het? Wat doen die mense tipies? Dan maak jy plek skoon en so aan. Baie skoonmaak, baie regmaak, maar dit is eintlik interessant. Daar's baie verskillende goed. So, partykeer is die dorp se, dis die fondasies en alles is dis nog alright. Dis fyn. So hulle wil bietjie mooi maak en hulle wil mense trek na die dorpe toe. Dan sou weer ander dorpe wat regtig nou soos hulle moet regmaak en bou en of hulle moet afbreek of nuut maak. So ons het van publieke swembaddens gehad, ons het ook die skoonmaak aksies gehad. Ons het is skougronde wat hulle reggemaak het in Petersburg byvoorbeeld. So dit is regtig baie unieke projekte en as ons daar wegry dan sê jy wow, dit wys jy net eintlik wat gedoen kan word, maar geld is maar altyd die probleem. Jy het nou hoeveel reeks het jy al nog gedoen? So ons nou besig met die 4de een. Met die 4de een. So jy het nou 'n paar van die goed. Jy is 'n soort van 'n gevoel van hoe gaan dit op die platteland? Gaan die platteland vooruit of agteruit? Wat is jou soort van gewaarwording? Okay, so eerlik die platteland gaan agteruit. Maar 'n baie groot maar. Daar is nog steeds verskriklik baie mense op die platteland wat glo in hulle dorpe en hulle is nog bereid om 'n verskil te maak. So daar wil ek sê die hoop veral met hierdie Lottoland Help 'n Dorp, nee, nou so 'n vlammetjie wat brand. En dit het nogal aangesteek as jy nou dink ons het ek moet net gou weer my calculations reg kry. So ons het al oor die 40 dorpe gehelp. Wat? So as jy 40 dorpe in 'n land al kan ophelder en verbeter en die hoop daar net nog verbeter. Ek meen dan kan die vooruitgang gebeur. So daar is regtig treetjie vir treetjie gaan ons op 'n manier ook vooruit. Ek dink nie ek kan voor 40 dorpe se name vir jou gee nie. Sê daar's so baie dorpe wat ek nog steeds nie ken nie. Ek het regtig nog gedink teen hierdie tyd, veral met die vertonings wat ek ook doen en die programme en destyds 'n boer soeke vrou het ons nou al deur elke liewe dorp van hierdie land gery, maar hier's baie. En dis 'n mooi, ons het 'n baie mooi land. Ja. Die nuwe reeks wat jy nou gaan doen. Ek weet jy wil nou nie te veel weg en kan nou nie te veel. Maar daar is verskille, hè? Wat kan jy vir ons met ons deel? Okay, so hierdie seisoen is dit net 6 dorpe in plaas van 13. So elke dorpie kry 2 episodes. En waar dit gewoonlik net 1 episode was, ons het gegaan, geld oorhandig, hulle het gewerk agter die skerms. Hierdie keer
is die werk nie net agter die skerms nie. So die span gaan weer terug in die middel om te kyk, jy weet, hoe gaan dit met die projekspanne? Jy weet, is daar enige probleme, is daar uitdagings en dit is nou so 'n bietjie daai grit wat hulle wat die agter die skerms gaan wys. So dit maak dit baie meer interessant dink ek ook, net om nou regtig te sien waardeur hierdie mense gaan, want elke keer as ons terug gaan na die dorpie toe, dan sal die projekleier sê, dit was nou ongelooflik, dit was so lekker, maar dit is nou so moeg, dit het niks geslaap nie. So dit is nou regtig om te sien waardeur hierdie mense regtig gaan. Wanneer begin dit? Ons saai uit in Junie, as ek dit nou nie mis het nie. So, ja. En as ek dit ook nie mis het nie, is Lottoland, is dit deel van, het 'n benoeming gekry vir ontbytsake as 'n onderneming van die jaar. Ek het ook al laas jaar nog groenok gedra. So Lottoland se groen. Ja, ek wonder net, ek was maar kyk daai aand, jy weet hoe dinge nou maar verloop daai aand. Jy moet net jou dansskoene aantrek. O nee, maar my dansskoene is altyd aan. Daar is jy toe aan nie. Ek praat nou verder met jou. Ons gaan selfs nou verder gaan koop maar so lank hierdie mooi bank wat jy moet sit. Net hierna, ons is nou weer terug. Ontbytsake se sakewinkel is oop. Registreer op ons webblad en slaan 'n slag deur op Sakeslag te klik. Hierdie week se Sakeslag is 'n 2-sitplek bank van Rochester vir slegs R6000. Het hierdie reeks invloed op jou persoonlike lewe gehad? Het vir jou iets beteken? Wel, dit het my baie weggevat van die huis af. Maar arme man. Maar weet jy, vir my dit het eintlik verskriklik baie beteken. Elke keer as jy by 'n dorp wegry, is jou siel so gevoed. Jy raak so na aan die mense saam met wie jy werk en jy sien soos ek het baie gechunk ook op hierdie program. Dis regtig soos dit sit so hier en jy kan net nie glo hoe hierdie mense nog steeds gedetermineerd is in hulle dorpe nie. Ek meen daar is dorpe wat letterlik uitmekaar uitval. As jy dit gaan Google byvoorbeeld dan word dit gesê dat die dorp is nie meer funksioneel nie. Dan sal hulle nog steeds inskryf vir die program en hulle is bereid om dit reg te maak. So vir my is dit so die vlam, die hoop, die alles is net, dit is daar. Ons Suid-Afrikaners is vrek resilient en ons gee nie op nie. Die wêreld moet oppas vir ons. Ten spyte van al die probleme wat Ten spyte van al die probleme. Wie is Lia by die huis? Wat doen jy om te Oef, kaalvoet, sweetpak, bolla op die kop. Ek hou van lees. Ek hou van slaap. Lees, slaap. Ek is baie lief vir lees. Ja, ek kan nogal 'n paar boeke vinnig klap. En dis net vir my lekker want dit voel vir my niks anders kan my aandag aftrek nie. Is net hierdie boek wat ek lees. Kyk jouself en goed, ons moet altyd daar aan die TV. Ek kan nog steeds myself in my hand sit. Maar boek vat my net weg en ek maak al hierdie lekker prentjies in my kop. So ek's mal daaroor. En ek het 2 hondjies by die huis. Dis my volgende vraag. Ja. Wat se honde is dit? Muggie en Lila Jack Russells. Jack Russell. Ja, maar hulle is al 'n bietjie ouer, sy moet al gerus. Wat is hulle name? Muggie en Lila. Ons het ook twee, wat is goed se naam? Nie Jack Russells nie, dis die Franse bulldog. Die een se naam is moeder. Domkop en die ander se naam is Vetgat. Hey Jack, nou nee. Nee, sy naam. Goed, okay. En die derde se naam is Jakkels. Jakkels is sommer net so special. Jakkels klink baie spesiaal. Nee, die hondjies is ons kinders en ek probeer soveel tyd as wat ek kan met hulle spandeer en ons gaan vir stappies. Kyk, die enetjie stap nog baie stadig nou mee, maar dis okay. Ons vat hulle uit en Jou man is nie in vermaaklikheidsbedryf nie en jy soos jy nou self genoem het, jy's baie keer baie weg. So hoe werk dit? Jy maak tyd. En wanneer jy by die huis is, maak jy kwaliteit tyd. Dit is 'n verskriklike klise, maar en dit vat baie keer baie beplanning. So ons wil ook maar baie beplan en maak seker dat ek soveel tyd by die huis en dan moet ons iets lekker doen en ons tyd regtig saam mekaar spandeer. En dan baie keer dan gaan eet ons uit en dan sê ons dan vir mekaar, okay, kan ons op 'n beplan en net die oomblik geniet. So dit is maar skuur en skaaf, maar my man, ons is al baie lank saam en hy het van die regte wat ek geswat het na die teatergoed wat ek gedoen het, hy was saam met my deur alles. So hy het in 'n manier geweet waarvoor hy homself inlaat. Dink jy 100% nie, maar jy maak dit werk en ons kies mekaar. Hy is so cool ou. Hy is regtig cool. Ek het gehoor jy het nou begin hardloop. Oh my word. Ja, wat het jy nog enige wedlope gehardloop? So ek het my eerste ene Hoe ver was dit? So my heel eerste
langste verse wat ek gehardloop het, was 'n 15 gewees. Jou eerste een was 'n 15. Nie maar soos om nou toe wat ek nou oefen. Okay, ja. So, maar ek is nie hardloper nie en ek het net gevoel ek is nog geïnspireer deur almal rondom my en al my vriende hardloop en ek voel, jy weet ons mense ouer is ons mense wat gesondheidsprobleme het en sulke dinge en dan hoe kan ek ook hardloop hê? So ek wil net so enetjie doen en net wys my knieë wil hê. So het jy nou ophou hardloop? Nee, ek gaan nie ophou nie. Het jy hardloop, het jy al 'n wedloop gehardloop? Dit kom nog. 21. Mens moet hardloop, maar hou nou maar aan hardloop dat jy kan fiks word vir daai onderneming van die jaar, die aand, jy weet, vir die afterparty. Nee, daaroor is dit nie so waar nie, maar hierdie gehardloop, nee, dit is jy dans en jy tong uithang. Oef, okay. So moet ek bang raak nou. Maar nee, ek weet vir my is fiksheid 'n groot ding. Jy moet gesond wees en jy moet sterk wees. En jy moet gelukkig wees in jou liggaam. En so ek het nou hierdie probeer, dit was nou my nuwe uitdaging. Ek kan definitief sê ek hou van die hardloop ding nie. Maar ek doen dit nou en mens moet mos nou my uitdagings aanvaar. Luister hierso. Ek het lekker saam met jou gekuier. Baie dankie dat ons draai gemaak het. Vreeslik lekker saam met jou. Grootste bestie, dankie vir julle. Sit ek so met die wynglas in my hand. Ja, kyk, en niemand anders nie, né? Dis nou nogal interessant. Moet jy nie 'n wedloop hardloop nie. Ons stuur jou weg met 'n geskenkpak van Bergsig landgoed. Met 2 lieflike wyne wat jy en jou man op 'n afgeleë plek kan drink. Afgeleë, dit raak oud. Hoorie, maar julle ken my goed, né? Ons weet. Daai goed help met hardloop, hoor. Dis nie so, nee. Dis hulle. Volgende week is dit Moedersdag, julle, en ons kuier saam met die bekende ma Margriet Meyer-Rodenbeck en haar dogter Luka. Ag. En jy gaan vir die mammas presentjies bring en jy ook. Ja. Ja. Nee, maar jy het jou orders gekry. Weet jy wat? gekry. Daar sê die kinders moet vir die ma. Ek sal vir my ma 'n present gee. Ek gaan nie vir my vrou want dit is nie, ek bedoel, hulle kan nie Vroudag en Moedersdag kry nie. Hoekom nie? Ek weet nie, okay? Ek het nog nie gedink oor hierdie nie. Maar jou vrou sê sy moet partykeer optree asof sy jou ma is. Dit is baie lelik om ervaar. Ek sal dit vat. Jy weet maar elke ou, ons almal is maar 'n klein seentjie. Bye. Bye julle. Ons is almal kinders.